Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Dit is regtig weer lekker om saam met julle te wees. Soos jy seker kan verstaan, word hierdie dienste opgeneem vroeër as op 'n Sondag, op watter dag jy dit ook al kyk. En dikwels is dit die mooiste herfsdag wanneer dit gebeur, en dan op die dag wanneer Sondag kom, reën dit. Ander kere reën dit terwyl ons dit opneem, en dan is dit 'n mooi Sondag. So gaan liewer niks oor die weer sê nie. Mag jy die weer geniet waar jy is en wanneer jy ook al kyk. Maar ek wil wel iets sê oor Vadersdag, wat nou nog nie vandag is nie, want ons neem natuurlik nou vooraf op, maar op Sondag wanneer hierdie uitsending vir die eerste keer beskikbaar is dit Vadersdag. En mag dit vir almal van julle wat vaders is, 'n baie besondere dag wees. Mag dit vir almal van julle wat paas het en iets het om te vier van hulle liefde, 'n besondere dag wees. En vir die res van ons vir wie Vadersdag so bietjie van 'n worsteling is, ons gaan eintlik maar die hele res van hierdie diens daarby stil staan, so sal bietjie meer sê oor daai soeke en daai worsteling en daai versigtiging. Maar 'n baie geseënde Vadersdag vir julle almal. Sommige 'n paar stukkies inligting wat dalk belangrik is. Eerstens net, vanaand op Vadersdag is daar baie wonderlike geleentheid om geïnspireer te word deur die kreatiwiteit en die passie van ons gemeentelede. Ons is die laaste 3 weke besig met so 'n inspirasie werkswinkel, waar ons gaan kyk het na verwondering. En eers het ons met Eidie Kutse se kuns gekyk oor verwondering oor die alledaagse, en toe met Pieter Berns se ongelooflike fotografie van die wêreld onder die oseane. So 'n bietjie ingezoom en verwonderd geraak oor die kleine van die skepping. En vanaand gaan Matthias Esterhuise ons help om uit te zoom en verwonderd te raak oor hoe groot hierdie wêreld is en hierdie skepping, en hy gaan ons foto's deel van planete en sterre en wie weet wat als wat hy self neem, vra natuurlik vir 'n besondere kundigheid en vaardigheid, maar ook passie om dit te kan doen. So kom raak saam verwonderd oor dit wat in die buitenste ruim lê. Vanaand 6:00, Sondag dan nou 6:00 by Laerskool Stellenbosch. Ons het ook 'n wynveiling wat voorlê. Ons het elke tweede jaar 'n wynveiling, en vanjaar is weer so geleentheid. Ons is dankbaar dat ons dit kan doen. Dit is 'n geweldige lekker kuiergeleentheid. Die hoeveelheid items wat ons opveil is nooit soveel dat dit die aand oorheers nie. Dit is elke jaar 'n fantastiese geleentheid van saam kuier rondom wonderlike wyn en lekker kos en goeie geselskap. So kom ondersteun dit asseblief. As jy wyn het om te skenk, praat met Marissa. Dankie vir die 2 manne by ons, Johan en Frans, wat die wyn vir ons soek en insamel, en vir die wynmakers se vrygewigheid. Dis op 30 Julie, R250 te koop by Oevergouw. Soveel waardering teenoor die van Veldens daar ook vir die venue. Is 'n wonderlike geleentheid, maar word deel daarvan. Daar's 'n e-pos uit daaroor. As jy dit nie gekry het nie, kontak asseblief vir Marissa. Dan het ons die geleentheid om deel te wees van ons kommunikasie deur hierdie kode wat op die skerm verskyn net op jou selfoon af te neem. Hy vat jou direk na 'n skakel waar jy deel word van die kommunikasiestroom. Doen dit gerus as jy die inligting wil kry van ons kant af. En dan net dat julle weet, ons het dwars deur die vakansie die aanlyn dienste gaan voort. Ons het wel die 3de en 10de Julie nie fisiese dienste nie. Die hele stelsel vat bietjie van 'n breek hier oor die koue, donker wintermaande waar ons vrywilligers ook baie dun is. So ons sukkel regtig om dienste te hou dan, want ons kan dit nie alleen doen nie. So 13 Julie skakel gerus aanlyn in, maar 17 Julie is ons dan nou weer terug by mekaar. Net voor ek vergeet, so met die opwinding van Vadersdag is daar ook dan die hartseer van 2 van ons lidmate wie se pa hierdie week oorlede is. Ons dink aan Kobus Smit en aan Marit Koeglenberg, hulle is broer en suster, met die dood van hulle pa. En Kobus 'n man die in julle gesin, en Marit en Konrad ook vir julle. Ons dink regtig aan julle in hierdie tyd van afskeid. Jy is so op Vadersdag. Ons gaan saam luister na hierdie lied wat ons goed ken, maar waarvan die woorde so fantastiese bevestiging is van die tipe liefde waarvan die Bybel praat as dit God beskryf.
Your love never fails. Kom ons luister dit saam, sing dit saam as jy dit ken. En laat hierdie woorde net weer toe om hierdie oortuiging in jou te bevestig. God se liefde is die tipe liefde wat ons nie los nie. Kom ons sing dit saam. Nothing can separate, even if I ran away. Your love never fails. No, I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. It's deep, but not alone you're in these open seas. Your love never fails. Chasm is far too wide. Never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, 'cause I know that you love me. Your love never fails. Together for my good. You make
Your love never fails. Your love never fails. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons kan vertrou dat alhoewel ons in tye van verandering leef en alhoewel ons elkeen seisoene ervaar waar ons self verander, waar ons perspektief op die lewe verander, waar ons omstandighede verander, in hierdie tye partykeer meer uitdagend word, dat ons kan vertrou dat U dieselfde bly, en dat dit 'n troue liefde is wat ons nooi om ons eie lewensstorie net elke keer weer met U storie te verbind. Mag ons dit in besonder vandag reg kry, wanneer ons praat oor die liefde waarna ons soek. Mag hierdie liefde ons nooi om te soek waar U is. Amen. Ons gaan hierdie ongelooflike mooi Psalm 139 saam lees. Eintlik gaan jy die eerste stukkie saam luister, is 'n vreeslike lang Psalm en ek wil 'n stukkie saam met julle lees, maar die res gaan jy luister. So hoor net weer die verklaring van hierdie digter oor wie God is en oor hoe God betrokke is by hom. Luister saam met my hierna. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis die donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. En lees ons saam. U het my gevorm. U het my gevorm, na mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. En wat dan volg is so 'n paar verse wat lyk asof dit geen aardse plek in hierdie Psalm behoort te hê nie. Dit begin met die woorde: as U tog maar die goddeloses uit die weg wou ruim, o God. En dan gaan hy aan oor hoe hy hoop dat God sy teenstanders sal straf. En ons gaan hierdie stukkie uitlos vir goeie rede, en julle sal later verstaan waarom daai stuk daar is. En dan eindig die Psalm met hierdie mooi woorde: deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Daar's 'n soeke
in elkeen van ons, daar's 'n rusteloosheid, 'n versigtiging in ons lewens, waarvan ons ergens begin bewus raak. En dis 'n soeke wat in verskillende fases van ons lewens op verskillende maniere na die oppervlak kom. En dis 'n soeke waarna ons die antwoorde gaan soek op verskillende plekke. Maar dis 'n soeke wat ons nooit heeltemal verlaat nie. En hierdie soeke draai rondom die vraag, eintlik meer as een vraag. Wie is ek? Wat is my doel hier? Hoekom is ek hier? En dan, ewig gewigtig, is ek goed genoeg? Het ek waarde? As ons dit in Engels sou moet sê, amper hierdie vraag van, do I have what it takes? Ons het 'n diep soeke en 'n diep behoefte na 'n bevestiging van ons identiteit en die bevestiging van ons eie waarde en ons eie waardigheid. En 'n wesenlike vraag in hierdie soeke wat ons partykeer waarvan ons partykeer nie bewus is nie, is die vraag, waarheen gaan jy met die vraag? Waar gaan soek jy vir 'n antwoord op hierdie vraag oor wie jy is, oor wat jou bedoeling is en of jy genoeg is? Waarheen gaan jy met hierdie vraag? En kyk, die antwoord daarop is omtrent vir ons elkeen 'n hele storie, dink ek. Dit is vir party van ons die storie van ons hele lewe. As hierdie reis op soek na die bevestiging van wie ons is. Maar ek dink dit is veilig om te sê, en ek loop dalk die gevaar om 'n paar aannames te maak. En vergewe my as jy dit so beleef, maar ek dink dit is veilig om te sê dat vir die meeste van ons begin hierdie soeke na bevestiging by 'n aardse pa. Ons soek in 'n pa erkenning. Wil geensins die soeke na die liefde van 'n ma onderskat of geringskat nie. Wil geensins die waarde daarvan onderskat nie, maar die soeke na 'n pa se liefde is amper soos 'n argetipe. Is amper die tipe liefde wat fundamenteel is tot ons soeke na identiteit. En hoekom ek dit sê is, selfs mense wat in hulle leeftyd die bevestigende liefde van 'n ma ervaar in hulle grootwordjare, beleef steeds die soeke wat lê agter die afwesigheid van 'n pa. En mens kan amper beskryf met die tradisie en party kulture van 'n pa wat 'n kind 'n naam gee. Ons sien in die Bybel dat dit 'n tradisie is. Name giving, om iemand 'n naam te gee, is 'n bevestiging van hulle identiteit. Ons sien dit en telkens sien ons wanneer iemand 'n nuwe identiteit ontvang, kry hulle 'n nuwe naam. Ons sien dit in die reis van Abraham, ons sien dit in die reis van Jakob, ons sien dit by Simon, ons sien dit by Saulus. Om jou naam te kry is om tuis te kom in jou identiteit. 'n naam anker jou. Sê vir jou, dis wie jy is. Sit jou lewe op 'n sekere traject. As jy die mooi verhaal, en 'n baie hartseer verhaal, van Jakob se jongste seun Benjamin se geboorte. En sy ma Rachel sterf kort na geboorte. En net voordat sy sterf, gee sy hierdie jongste kind van haar naam, en sy noem hom Ben-Oni. En Ben-Oni beteken son of my sorrow. En Jakob tree tussen beide. En hy hernoem die kind, en hy noem hom Benjamin. En dit beteken son
of my right hand. Iets van die traject waarop 'n pa 'n kind sit, wanneer 'n kind in 'n pa bevestiging kry van wie hy of sy is. Soortgelyk aan die seun wat die karakters van die Bybel soek by hulle pa. Dink maar aan Jakob. Jakob en Esau, beide is op soek na Abraham se seun, en Jakob bedrieg natuurlik vir Esau uit daai seun. Dit is amper soos die initiation wat in baie kulture gebeur wanneer 'n jong man bevestig word in sy identiteit, en die mans in daai kultuur is betrokke by hierdie proses. So om die erkenning en die liefde van 'n pa te ervaar, speel 'n wesenlike rol in die ervaring van wie hy is. En weer eens, ek wil dit weer sê, dit beteken nie dat 'n ma se liefde nie 'n ongelooflike rol speel nie, maar is 'n ander tipe liefde. En is 'n ander tipe dimensie van ons menswees wat erkenning kry in die liefde van 'n ma. Ons soek na die, kom ons noem dit strength, sukkel om dit te vertaal, want krag of sterkte is nie 'n gepaste vertaling nie. Ons soek na die strength wat lê in die bevestigende liefde van 'n pa. En dis meer as net kognitiewe kennis. Dis meer as net om as blote wete. Dis 'n kennis wat kom uit ervaring. Soos ons sê in Engels, dis nie 'n knowledge about nie, dis 'n knowledge of. Dis 'n liefde wat ons leer ken. Dis 'n liefde wat ons anker, waarop ons kan terugval deur ons lewe. Dis die strength van die oortuiging van wie ons is. Dit is hartseer om te sê dat vir die meeste van ons eindig hierdie soeke in 'n teleurstelling. So baie van ons lei hierdie soeke tot 'n wond. Die teoloog Friedrich Buechner sê, if strangers and strange sights can shake the world of children, it takes the people they know and love best to pull it out from under them like a chair. Hoe hard val mens nie wanneer hierdie soeke teleurgestel word nie. Meeste van ons sal 'n leeftyd spandeer om te herstel van die verwonding van ons kinderjare wat dikwels lê in die teleurstelling van die liefde wat 'n pa nooit kon gee nie. Meeste mans wat ek ken, probeer hard om nie soos hulle pa's te wees nie. Wat my nou terugbring by die vraag, waarheen gaan jy dan met die vraag? Waar gaan soek jy dan vir jou identiteit? Waarheen gaan jy om jou strength, om bevestiging te kry vir jou strength? En weer eens dink ek kan die meeste van ons hier 'n hele storie vertel van die reis op soek na wie ons is en wie ons behoort te wees, gegeewe die verwonding van ons kinderjare. Dit is 'n groot genade dat ons soms hierdie bevestiging kry in die liefde van ander mans, ander vaderfigure in ons lewe. Maar hier is 'n belangrike stelling. Selfs wanneer jy die bevestiging kry van hierdie liefde in iemand anders, selfs wanneer jy dit gekry het in die liefde van jou eie pa, is die oortuiging dat hierdie liefde jou net so ver kan vat. En dit klink hard, sluit aan by wat ons laasweek gesê het in 1 Johannes 4 oor ons soeke na menslike liefde, wat eintlik 'n refleksie is van ons soeke na iets veel dieper. Dis die soeke na werklike liefde. Werklike liefde, die woordjie agape,
word gebruik om daai werklike liefde van 1 Johannes 4 en baie ander plek in die Bybel te beskryf. Hy woordjie beteken letterlik onvoorwaardelik, onselfsugtig, selfopofferende liefde. Min van ons ken menslike liefde wat daai 3 boksies tik. 'n Liefde wat homself gee, 'n liefde wat nie sy eie belange eers stel nie, en 'n liefde wat nie grense trek nie, wat nie enige voorwaarde stel tot liefde nie. Soos mekaar gesê in Johannes se woorde, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie. En dan kan ons inlees, nie die liefde wat ons vir mekaar het nie. Menslike liefde is nie die definisie van werklike liefde nie. Werklike liefde is die liefde wat God vir ons bewys het. So agter ons soeke na die erkenning van 'n Vader se liefde, lê 'n veel dieper soeke. Een wat Tom Wolfe mooi beskryf, hy sê, "The deepest search in life, it seemed to me, the thing that one way or another was central to all living, was man's search to find a father. Not merely the father of his flesh, not merely the lost father of his youth, but the image of strength and wisdom external to his need and superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united." Wat ons bring by die wese van die uitnodiging van Christelike geloof en Christen spiritualiteit. Die uitnodiging om God as Vader te erken, te leer ken, te leef in 'n verhouding met hom, ons identiteit te vind as sy kind. Dit is een van die prentjies wat die Bybel van vroegtye af van God beskryf. Hierdie drie-enige God is God as Vader. En vir baie van ons wat dan nou sukkel met die metafoor van Vader vanuit ons eie verwondheid, vat ons baie lank om dan hierdie metafoor van God te omhels. En ek wil tog hierdie aanhaling van George MacDonald lees, want ek dink hy gee perspektief daarop. Hy sê, "In my own childhood and boyhood, my father was the refuge from all the ills of life, even sharp pain itself." So hy het 'n baie positiewe ervaring van vaderskap. "Therefore I say to son or daughter who has no pleasure in the name Father, you must interpret the word by all that you have missed in life. All that human tenderness can give or desire in the nearness and readiness of love, all and infinitely more must be true of the perfect Father, of the maker of fatherhood." En dis vir my ongelooflik waardevol, want dit sê dat waar George MacDonald 'n prentjie van God kon vorm uit die liefde van 'n aardse pa, gaan baie van ons eerder die prentjie moet vorm uit die leemte van 'n aardse pa. Maar hy leemte het tog die vermoë om die omvang van ons desire te beskryf. Daai leemte en daai wond het die vermoë om die omvang van ons soeke te beskryf. En wanneer ons 'n prentjie kan kry van dit, en mekaar kan herinner, God is presies al die dinge wat ons nie ontvang het nie, dan begin ons tog 'n prentjie kry van wie God is. En dan is ons dalk oop voor om agter te kom hoe dat God van vroeg in die Bybel af hierdie soeke van ons na liefde, na identiteit, na erkenning ontmoet. En dit begin sommer vroeg, dit begin by die skepingsverhaal waar God sê vir ons, "Ek het jou na my beeld geskep."
En God kyk na die skepping en hy sê, dit is goed, en hy kyk na die skepping van die mens en hy sê, dit is baie goed. En dan lees ons hierdie stories van God se ontmoeting met verskillende karakters in die Bybel, die stories van roeping, die stories van name giving, ons lees die stories van die identiteitsvorming van individue, maar ook van die volk Israel. En dan kom ons by hierdie Psalm 139. En dis 'n psalm waar die skrywer eintlik op 'n verbasende manier erkenning vind in God. En basies 3 dele tot hierdie psalm, eintlik 4, die een wat ons nie saam gelees het nie, maar die eerste 3 dele in hierdie psalm vind hy erkenning in God vanuit die oortuiging dat God hom ken, dat God ons ken, dat God ons sien, mense sou kon sê hoor, en dat ons waarde het. God wat ons ken, hy sê, U sien dwars deur my. U ken my gedagtes, U ken my bewegings, U ken my woorde, voordat ek dit genoem het. Hy vind bevestiging in die feit dat God hom ten diepste ken. En dan die tweede deel van die psalm, dat God ons sien, dat God ons hoor. Hy vind bevestiging in die bewustheid dat God oral teenwoordig is. In die hemel, in die doderyk, metafore waarskynlik vir die goeie en die slegte tye in ons lewe, in die ooste, in die weste, in die donkerte, in die lig. Hy vind bevestiging daarvoor dat God teenwoordig is by hom, by ons. En dan die derde bevestiging dat ons waarde het. En hy verwoord dit met hierdie mooi woorde, U het my gevorm, my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Dis die woorde van absolute verwondering. Hierdie skrywer is oorweldig in die verwondering oor die misterie dat hierdie God op so intieme en so 'n spesifieke wyse betrokke was by hom en dan nou by ons. Ons het gesê dat ons soeke na gewone liefde is eintlik 'n soeke na iets groter. Maar ons het ook laasweek mekaar gesê dat God hierdie liefde, hierdie vaderlike liefde nou vat en dit verpak in gewone menslike liefde en sê, ons het hom dalk nog nie gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. So hierso is sommer die uitdaging vir gewone liefde. Gewone liefde wat daarna streef om God se liefde te beliggaam, God se liefde sigbaar en tasbaar te maak, sal moeite doen met hierdie tipe van bevestiging. Is 'n liefde wat die ander een ken. Is 'n liefde wat die ander een probeer leer ken. Is 'n liefde wat teenwoordig is, wat betrokke is, wat sien en wat hoor. En dis 'n liefde wat erkenning gee. Dis 'n liefde wat bevestig dat die ander een waarde het. Vir gewone liefde om hierna te streef, is om 'n liefde te beliggaam, wat 'n merkwaardige effek op ander mense se lewens sal hê. En 'n besonder natuurlik op kinders. Die van ons wat bevoorreg is om kinders te hê, moet telkens net weer met Vadersdag, Moedersdag, Jeugdag mekaar herinner aan die ongelooflike voorreg en geleentheid wat ons het om kinders op so 'n manier lief te hê dat ons hulle soeke na
na wording, na menswees, na identiteit ontmoet. In menslike liefde wat 'n refleksie is van wie God is. Dit is 'n ongelooflike geleentheid. Maar ook 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. Want wanneer dit nie gebeur nie, dan skep ons partykeer 'n verwondheid wat die traject van iemand se lewe kan verander. En wat gebeur wanneer ons daai erkenning nie kry nie, is weer 'n volgende opvolgverhaal. Maar wat dan gebeur is dat ons fokus later nie meer op die soeke na erkenning nie. Ons fokus skuif na die absolute obsessie en vrees dat ons nie expose gaan word vir wie ons wel geword het nie. Ons leef later in vrees dat iemand ons amper gaan uitvang, dat ons nie is wie ons behoort te wees nie. Ons leef met so baie pretensie, met so baie maskers, met so baie voorgee. Wat ons bring by die konteks van hierdie psalm. Hierdie psalm is geskryf deur iemand wat aangekla is vir een van 'n onreg of een van 'n oortreding. En hierdie aangeklagte draai na God toe, op soek na 'n regter, op soek na iemand wat hierdie saak kan beslis. Die taal wat gebruik word dwars deur hierdie psalm is soortgelyk aan die taal wat in 'n regsproses gebruik word. En hy beroep hom dat God sal instaan vir wie hy ten diepste is. Hy roep God as getuie. Wanneer sy identiteit en sy integriteit bevraagteken word, dan draai hy na God en hy sê, maar U ken my. U weet wie ek ten diepste is. U sien my deur en deur. U het my gevorm, U het my identiteit bepaal. En op grond hiervan wil hierdie skrywer glo dat sy integriteit herstel word en dat hy weer bevestig word in sy menswaardigheid. En dis waarom hy dan in die 4de deel van hierdie psalm bid dat God hierdie teenstanders van hom sal uitsorteer, is in die lig van hierdie amper regsproses waarmee hy besig is om sy eie identiteit te probeer beskerm. My en jou ware strength lê in ons identiteit in wie ons in God is. Nie in hierdie plekke waar ons gaan met hierdie vraag nie. En ons kan hierdie plekke lees een vir een en dis al die clichés in die boek. Jy kan maar enige fliek kyk van enige iemand wat op soek is na hulle ware identiteit. Daai selfde temas kom die hele tyd na die oppervlak. My en jou ware strength lê in ons verbondenheid met God. Jesus vind dit daar. Ons lees hierdie mooie verhaal van die bevestiging wat hy van God ontvang net nadat hy gedoop is in Lukas 3. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Hoeveel van ons het daai woorde al ooit gehoor by 'n pa? En tog is daai soeke na daai erkenning 'n dieper soeke en tog is dit die woorde wat ons ten diepste nodig om te hoor, is hierdie woorde wat God oor ons te sê het. Jy is my geliefde kind. Oor jou verheug ek my. Waarheen gaan jy met hierdie vraag? Die uitnodiging is om op een of ander manier hierdie soeke na die antwoord op hierdie vraag weer terug te bring
by hierdie oortuiging dat dit lê in ons verhouding met God as Vader. En om dit te sê is nie 'n maklike stelling, maar is baie moeiliker om te doen, want dit vra dat ek en jy eerlik moet raak oor ons afhanklikheid van God dan. Want die ander metafore wat die Bybel gebruik vir die verhouding, bevestig dat ek en jy dan iets sal moet prysgee, iets sal moet oorgee van ons eie soeke, van ons eie poging, van ons eie beheer, dat die oplossing lê in 'n oorgawe, 'n surrender is 'n mooi Engelse woord, ook van ons verwondheid, en 'n erkenning van ons afhanklikheid. En 'n metafoor wat dit so mooi doen is die beeld wat Jesus in Johannes 15 gebruik, wanneer hy sê, ek is die wingerdstok, en julle is die lote. En wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. En net so dink Jesus, hy is in beheer, lees ons onder andere in Johannes 5, dat hy leef met presies dieselfde afhanklikheid, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. Die erkenning van hierdie afhanklikheid van ons is deels die bevestiging van wie ons is, maar is ook die uitdaging om oor te gee. Is ook die uitdaging om beheer weg te gee. Iemand skryf so mooi, ek vergeet nou wie dit is, wat sê, ons soek dikwels power over experience. Ons wil beheer hê oor ons omstandighede en ons verwondheid in ons lewe. Maar hy sê die power wat ons soek is die power through experience. Want ons krag, ons strength lê eintlik daarin om ook hierdie verwondheid oor te gee. En God te vra om ons daar te ontmoet. En dan met al die misterie van die opstandingskrag, hierdie sterfte in ons te omskep in 'n nuwe lewe. Dit is maklik om te sê in 'n sin. Dit is moeilik om te doen in 'n leeftyd. Maar wanneer ons hierdie soeke prys gee, wanneer ons hierdie soeke projekteer na iets anders toe, dan gee ons ook weg hierdie ervaring van 'n ontdekking van wie ons ten diepste is. Wanneer ons hierdie soeke prys gee ons oor aan vrees. David White sê dit vir my mooi, hy sê, the price of our vitality is the sum of all our fears. Wanneer ons dit prys gee, is dit omdat ons, of kom ek sê dit so, dan surrender ons, nie tot God nie, maar tot alles wat ons terughou, tot alles wat ons rem, tot alles wat ons ten diepste vrees. Dit vorm ons dan. En dit kom teen 'n dierprys, dit kom teen die prys van die lewenskragtigheid en die strength wat lê in ons kind van God wees. God, die Vader, nooi ons om hierdie vraag na hom toe te bring, om dit weer by hom te kom soek. Ander psalmdigter beskryf dit mooi, hy sê in Psalm 62, one thing God has spoken, two things I have heard, that you, O God, are strong, and that you, O Lord, are loving. En dis wanneer ons ten diepste soek, is die strength van 'n Vader se liefde, en die liefde van 'n Vader wat ware strength het. En saam met dit kom ook die liefde van sy
moederlike aarde natuur en die hele pakkie van wat ons ten diepste soek. Gaan jou geleentheid gee om 'n oomblik te reflekteer net op dit wat in jou gedagtes nou leef, dit wat in die vrae wat in jou wakker word, die bewustheid waarmee jy nou sit. En dan gaan ons luister na hierdie ongelooflike mooi lied. Dit is eintlik meer 'n gebed waarin die skrywer in die koor net bely en sê, Father, you're all I need. My soul's sufficiency. My strength when I am weak. The love that carries me. Dis 'n belydenis dat hierdie liefde by God te vind is. Maak hierdie lied jou gebed, maar vat so 'n oomblik van refleksie voor jy daarna luister.
hierdie Psalm eindig eintlik op 'n fascinerende manier nadat hierdie skrywer erkenning gevind het in 'n God wat hom sien en 'n God wat hom ken en 'n God wat hom bevestig. Dan eindig hy hierdie Psalm met 'n appel op God, 'n gebed amper wanneer hy sê: "Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad." Mag ek en jy op so 'n manier reageer op 'n besef van God se bevestiging van wie ons is. Mag ons hom toelaat om deur ons hele wese te kyk en ons bewus te maak van waar ons soek na hierdie vraag. En mag ons sy uitnodiging hoor om dit na hom te bring en ons diepste identiteit in hom te soek. Hoop julle het 'n wonderlike Vadersdag verder. Ek hoop julle het 'n goeie week, veral vir die van julle wat dalk in die kortskoolvakansie 'n bietjie wegbreek. Ons het nog 'n diens volgende Sondag in Laerskool Stellenbosch en onthou dan die 3de en 10de Julie geen fisiese dienste nie, maar aanlyn sal ons julle deurlopend sien. Mag julle 'n wonderlike dag hê verder. Nothing can separate. Even if I ran away, your love never fails. No, I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails.